Hartlike goeiemôre, dit is Dinsdagoggend, dis die 1 April 2025. My naam is Daniel Gerber en ek is opgewonde oor Jesus Christus is my koning, hy is my Here. Is hy jou Here, is hy jou koning? Dan moet jy opgewonde wees, halleluja. Vandag gaan ons bietjie gesels oor bewaar jou eiendom. En dit is belangrik, veral in die tyd wat ons nou bly, is dit nodig om 'n assuransie en 'n dekking te hê, 'n polis om te hê wat gaan uitbetaal as enige iets moet gebeur. Ons bly in 'n land wat enige iets moontlik is, en as jy nie eens geïnsureerd is nie, as ek hy woord kan gebruik, en iets moet gebeur, dan kry jy nie uitbetaling nie, dan sit jy terug waar jy was voor jy die eiendom gehad het. En dit is so belangrik om 'n assuransie te hê en goed te gaan koop maar 'n huis. Jy kan nie 'n huis koop sonder 'n assuransie. En ek wil eintlik sê, dit is verpligting. As jy 'n nuwe kar koop, dan het jy kan nie daai motor daar uitry as jy nie 'n assuransie het nie. En so wil ek sê, het alles van ons, het ons 'n assuransie nodig. En selfs in ons lewens het ons 'n assuransie nodig. En ons moet seker maak dat ons bewaak dit en ons bewaar dit. En ek gaan so 'n paar stukkies vir ons lees in God se woord, wat vir ons sê dat, ek wil sê, die Heilige Gees, Jesus Christus, moet jou assuransie wees, moet jou polis wees om jou te bewaar en te bewaak. Die eerste gedeelte wat ek wil lees hierso is in Spreuke 4 verse 23 af. Hy sê, bewaak jou hart, met ander woorde, daai is 'n assuransie wat ek en jy moet hê. Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Verwyder van jou die valsheid van mond en hou ver van jou af die verkeerdheid van lippe. Laat jou oë reguit kyk en jou ooglede hulle reg voor jou uithou. Maak die pad van jou voet gelyk en laat al jou weë vas staan. Wyk nie regs of links af nie. Hou jou voet ver van die boosheid. So bewaar jou hart. Dit is baie belangrik dat ek en jy 'n assuransie of 'n polis in ons hart het om ons te bewaar. Laat ons nie sal afdwaal van die waarheid nie. Die volgende gedeelte is daarso in Psalm 34 vers 14. Hy sê hierso vir ons, bewaar jou tong vir wat verkeerd is en jou lippe dat hulle nie bedrog spreek nie. En dit is iets wat ek en jy baie van moet oppas, is hierdie tong. Want baie kere sê ons goed, ons bedoel dit nie, maar as dit uit is dit uit. Jy sê dalk iets vir jou geliefde wat seer maak, en as jy na die tyd dan sê, ek moes nie dit gesê het nie. So bewaak jou tong, bewaar dit, wat 'n ou nie goed sê, wat 'n ou nie moet sê nie. Amen. En dan nog 'n gedeelte is Johannes 14 vers 15 sê vir ons hierso, as julle my liefhet, bewaar my gebooie. En dit is waar, as ek het nie net ons hart en siel bewaar in ons tong nie, maar ons moet ook God se woord bewaar. Ons moet dit bewaak, ons moet 'n assuransie om dit sit, om seker te maak dat dit is bewaar binne in ons. Hy sê vir ons, as julle my liefhet, bewaar my gebooie. En dan ook vers 23, Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my liefhet, sal hy my woord bewaar. My boetie en sussie, kom ek en jy sit te wag, stel 'n wag aan, om ons te help, om ons woord te bewaar, om ons ingange en uitgange te bewaar, laat ons hierdie goed in plek sal hê. Ons kan nie, daar's 'n gesegde wat sê, jy kan nie op jou knieë betrap word nie. Jy moet reg staan, jy moet gereed wees vir hierdie oorlog. So in hierdie oorlog kan ons net veg met God se woord. Hierdie oorlog kan ons net veg met Jesus Christus, maar bewaak dit. Amen. Kom ons vra die Here se hulp. Aba Vader, Here, ons loof, prys en eer die groot en heilige naam. Dankie weer eens vir die woord. Here, dankie dat U ons die krag gee. Dankie dat ons kan opstaan en op U woord staan. Wat sê, waar 2 of 3 saamstem oor 'n saak, so sal dit byval vind by U. Here, en ons roep U aan in die uur van onbenoudheid. Here, en hierdie is 'n uur van benoudheid vir die kinders van die Here. En ons vra, Here, help ons, bewaak ons, Here, bewaar ons dat ons nie dinge sal sê en doen wat nie vir U aanneemlik is nie. Ons vra dit in die mooi naam van Jesus Christus, ons Here en Koning. Amen en amen. My liewe boetie en sussie in Christus, gaan uit vandag, gaan verkondig die evangelie en gaan verkondig dat ons sy woord
moet bewaar. Julle moet 'n geseënde Dinsdag hê. God bless.